julle Bybels oop by 1 Petrus en hoofstuk 1. Ons gaan vanoggend net kyk na een vers. Ek het oorspronklik beplan om te doen vanaf vers 17 tot 21, maar daar's te veel in daai een vers. En toe ek my eerste punt klaar het, besef ek het genoeg vir 'n hele preek. En daar was nie regtig 'n manier om dit korter te maak nie. En so ons kyk dan vanoggend net na daai een vers. Ek dink dit is belangrik dat ons hierdie dinge by onsself sal vasmaak, veral in die lig van die baie valshede wat ook rondgaan. Rondom hierdie gedagtes van die vrees van God en die ewige oordeel en die tydelike oordeel ook. Maar ek wil lees dan 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met vers 25. So kom ons lees die hele gedeelte, terwyl ons dan net gaan kyk vanoggend na vers 17. Daarom ontgor die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En dan ons teks vir vanoggend, en as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werke, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur die verganklike dinge, goud, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur julle vaders oorgelewer is, nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederlike liefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom verval af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid, vra dat die Here vir ons sal help, dat ons net op daardie een vers ons aandag sal vestig, en dat die Here vir ons regtig sal ons gedagtes regrig ook in hierdie lewe. Kom ons bid. Here, ons het vanoggend weer eens U hulp nodig, soos wat ons elke dag U hulp nodig het. U is die gewer van lewe, en ons kan nie asemhaal, ons hart kan nie klop, ons voete kan nie beweeg, ons kan niks doen as U nie genade aan ons bewys nie. Maar Here, die fisiese liggaam is maar net een klein deel van 'n werklikheid. Ons het 'n ewige bestaan. Elke mens het 'n ewige bestaan, en die vraag is, Here, waar gaan ons opeindig? En daarvoor, Here, het ons U meer nodig as fisies.
het ons U meer nodig as om ons siektes te genees en vir ons die asem van lewe te gee. Ons het U nodig om vir ons die ewige lewe te gee, die ewige asem, sodat ons die heerlikheid sal kan ingaan en nie die verderf nie. En ons is dankbaar, Here, vir elkeen van ons wat U kinders is, dat U vir ons die ewige lewe in Christus gegee het, maar meer nog, dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, sodat ons kan asemhaal en kan leef soos hulle wat waarlik U kinders is. En ons bemoedig en versterk kan word ook langs die pad. Hy is die vertrooster, hy is die een wat ons sterk maak. En sodat ons kan volhard op hierdie weg wat U vir ons gebaan het. Ek bid, Here, help ons dan nou in die verstaan van die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is geroep om heilig te wees, soos God heilig is, want ons is God se kinders. Ons is geroep om sondes af te sterf, ons is geroep om geregtigheid na te jaag, want ons is God se kinders. En dit beteken, broer en suster, dat ons moet anders wees as wat die wêreld om ons is. Christus, van wie ons mede-erfgename is, hy is ons voorbeeld, en hy het alles as waardeloos geag, in 'n begeerte om God te verheerlik. Hy is ons voorbeeld. Gelowiges is nie perfek nie. Gelowiges is nie sondeloos nie. Maar gelowiges is hulle wat hulle sonde haat, die sonde wat nog in ons is. Gelowiges is die wat veg met alles in hulle om dit te weerstaan. Gelowiges is ook nie heilig soos God heilig is nie. Maar ons beywer ons met baie groot erns om dit na te jaag wat God verheerlik, wat God behaag. Kom ons vergeet nie dat ons goeie werke kanselleer nie ons sondes uit nie. Maar ons word nie gered op grond van ons eie geregtigheid nie, word ons. Ons word gered op grond van die geregtigheid van Christus. Maar terwyl dit waar is, as ons God se kinders is, dan wil ons wil God eer. Ons wil God verheerlik in alles wat ons doen. En daarom is dit die begeerte van elke kind van God om heilig te wees soos hy heilig is. Ek vra die vraag, is dit waar van jou? Is dit waar van jou? Want dit behoort waar te wees van elke gelowige, dat ons heiligheid sal nastreef, dat ons sonde sal beveg. Ons werke moet daarvan getuig dat ons die kinders van God is. En vanoggend gee Petrus vir ons 'n baie sterk aanmoediging, 'n baie sterk aanmoediging om die sonde af te sterf en om 'n heilige lewe na te jaag. En wat is daardie sterk aanmoediging? Dit wat ons titel vir vanoggend is. Vrees die vaderlike dissipline van God. Vrees die vaderlike dissipline van God. Die nagevolge van sonde moet ons aanmoedig om heiligheid na te streef. En ons sien in ons teks dan 3 motiverings om heiligheid na te streef. En die eerste daarvan is, gelowiges word geoordeel volgens werke. Gelowiges word geoordeel volgens werke. As jy 'n gelowige is, dan is God jou Vader. Jy sal onthou hoe Jesus sy disippels leer bid. Matteus hoofstuk 6 vers 5 tot 15. Hy leer sy disippels bid en sê, hoe moet julle begin? Onse Vader, wat in die hemel is. Gelowiges noem God
hulle Vader. En dis net gelowiges wat God hulle Vader kan noem, want Galasiërs hoofstuk 4 vers 6 sê, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte gestuur, en hy roep Abba Vader. Dis die gees wat in ons is, wat ons in staat stel om God ons Vader te noem. En die werklikheid is, soos Jesus vir ons sê in Matteus 23 vers 9, dat ons moet niemand, gelowiges moet niemand op aarde hulle Vader noem nie. Hoekom? Want julle het een is julle Vader. Een is julle Vader, hy wat in die hemel is. God is die Vader van elke gelowige. Nou, aardse vaders, hoe moet hulle kinders grootmaak? Die woord sê vir ons, hulle moet hulle kinders grootmaak in die tug en die vermaning van die Here. Efesiërs 5 vers 4. Met ander woorde, onder andere beteken dit, dat vaders hulle kinders se verkeerde optrede, dat hulle kinders se sonde nie sal oorsien nie. Maar dat hulle kinders se verkeerde optrede sal dissiplineer, dat hulle sal tug. Hoe tragies is dit dat ons leef in 'n tyd waar kinders nie meer getug word nie. Hoe tragies dat ons leef in 'n tyd waar as jy jou kinders op 'n liefdevolle vaderlike manier tug, dan word dit gesien as aanranding. Uiteindelik vra ek weer eens, wie gehoorsaam ons? Maar die punt is dat 'n vader, omdat hy sy kinders liefhet, het hy die verantwoordelikheid van God ontvang, hy moet sy kinders tug. En as gelowiges, is God ons hemelse Vader. En dit beteken dat as ons sondig, dan sal ons liefdevolle Vader ons tug. Hy sal ons dissiplineer. Nou baie glo dat gelowiges gaan nie eendag voor die regterstoel van God verskyn nie. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor dat alle mense, insluitende gelowiges, wel voor die regterstoel van God sal verskyn. Dat elke gelowige moet verantwoording doen vir die werke wat hy in die vlees doen. In Romeine hoofstuk 14 vers 12, Paulus praat met die gemeente in Rome. Let op met wie praat hy. Hy praat met gelowiges. En hy praat oor die dag van oordeel en hy sê, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. So elkeen van ons as gelowiges, sê Paulus, elkeen van ons sal vir onsself voor God moet rekenskap gee. En so jy moet seker maak, hoe bou jy op die fundament van Christus wat God vir jou gelê het as gelowige? Hoe bou jy op daardie fundament? Bou jy met goud of silwer of kosbare stene? Dis een manier om te bou. Of bou jy met hout en hooi en stoppels? Want, sê 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15, elkeen se werke sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys. Die dag van oordeel. So waarmee bou jy op die fundament van Christus wat God vir jou gelê het? Wat is dit wat jy najaag in hierdie lewe? Wat is die dinge wat jy jouself mee besig hou? Leef jy onnadenkend voort in die begeerlikhede van jou vorige lewe? Of beywer jy jouself om in jou hele lewenswandel heilig te word? Dis waarna ons laasweek gekyk het, is dit nie? En elke gelowige sal eendag voor die regterstoel van God verskyn. En ek kan dit nie beter stel as wat Paulus dit self stel in 2 Korintiërs 5 vers 10.
Weer eens, hy skryf aan die gemeente en hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. En op daardie dag, sê ons teks, sal God nie 'n onpartydige regter wees nie. Elke mens se werke sal ontbloot word en daarvolgens sal bepaal word, as God ons werke ontbloot, sal bepaal word dat ek en jy en elke mens op hierdie aarde is sondaars wat die ewige hel verdien. Elkeen van ons verdien die ewige hel. En dit sal God se oordeel wees, dat jy en elke mens daar buite die ewige hel verdien. Terwyl God dan as regverdige regter sal regverdig oordeel, wat beteken dat elkeen van ons die hel verdien, het die gelowige hoop. Ons het hoop, nie in onsself nie. Ons het nie hoop in ons eie werke nie. Nee, ons het hoop, want vers 2 van 1 Petrus hoofstuk 1, want ons is deur God, ons is God se uitverkorenes. Galasiërs hoofstuk 1 vers 4, Christus het homself vir ons sondes gegee. Matteus hoofstuk 20 vers 28, hy het gekom as 'n losprys vir baie, vir elkeen wat in hom glo. En daarom, Hebreërs 10 vers 10, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Daar is ons hoop. Daar is ons hoop. In Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. En so terwyl ons 'n regverdige oordeel sal ontvang op daardie dag, wat sê dat ons is almal skuldig, ons is almal sondaars, sal daar die Vader wat sonder aanneming van persone sal oordeel en sê ons is skuldig. Maar Jesus Christus is my geregtigheid. Ek staan volmaak in hom. En daarom, broer en suster, en hierdie is baie belangrik vir die verstaan van vanoggend se teks en die verstaan van die evangelie. Omdat Jesus Christus my geregtigheid is, hoef ek nie die dag van oordeel te vrees nie. Ek hoef nie die dag van oordeel te vrees nie. Want ten spyte van wie ek is my hoop nie in myself nie. My hoop is in hom, wat heilig is soos God heilig is, en die prys vir my sondes betaal het. So hoef nie daardie dag te vrees nie, want elkeen wat in hom glo sal gered word. Julle ken daai vers, en almal van julle ken hom, en daar's nie 'n vers in die Bybel wat meer bekend is as Johannes 3 vers 16 nie. Maar hoor ons wat die vers sê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. En daarom, omdat dit waar is dit my oortuiging daarvan, dat wanneer Petrus hier praat van die oordeel van God, dan praat hy nie van die ewige oordeel van God nie. Maar hy praat van, as ek dit so kan noem, tydelike oordeel. Terwyl ons almal sal verskyn voor die regterstoel van God en verantwoording moet doen vir ons eie werke, verwys die oordeel van ons teks nie na die dag van oordeel nie, maar verwys dit amper sekerlik
na huidige oordeel in hierdie wêreld, naamlik dissipline, naamlik tugtiging. Dit wat die Here doen in hierdie lewe. Ek sê dit is amper sekerlik die geval. Want terwyl gelowiges dan die ewige oordeel sal vryspring op grond van die geregtigheid van Christus en ons daarom nie nodig het om dit te vrees nie, omdat Jesus Christus se geregtigheid ons toegereken sal word, moet elke gelowige nog steeds wat vrees? Wat moet ons vrees? God se tugtiging, God se dissiplinering. Die twee redes hoekom ek oortuig is dat dit nie verwys na die ewige oordeel, die dag van oordeel nie. Die eerste rede hoekom dit so is want dit is nie so duidelik in die Afrikaans miskien nie, maar die Griekse konstruksie hier is nie toekomstig nie. Die Griekse konstruksie hier is in die hedentyd. Met ander woorde, die gedagte van hierdie vers is nie om te sê dat God sal julle eendag oordeel. Die gedagte is, God is besig om julle te oordeel. Dis die betekenis van die teks. En die tweede rede is bloot, omdat ek nou alreeds ook vir julle genoem het, dit praat van vrees in die vers, en geen gelowige hoef die dag van oordeel te vrees nie. Hoekom nie? Want ons gaan nie op daardie dag op grond van ons eie geregtigheid voor God staan nie. Ons mag ook bang wees vir die feit dat ons sondes gaan bekend word, maar dis nie vrees nie. Ons hoef nie te vrees dat God ons gaan vernietig nie, want ons het die sekerheid van verlossing in Jesus Christus. Maar wat ons wel moet vrees, broer en suster, wat elke gelowige moet vrees, is die goddelike dissipline in hierdie lewe, en ek sal vir julle wys later aan, dat Petrus gebruik die woord oordeel juis om te praat van dissipline, of ten minste dan tydelike straf. Maar luister wat sê Spreuke 3 vers 12. Spreuke 3 vers 12 sê die Here tugtig hom wat hy lief het. Soos wat 'n vader die seun in wie hy behaag het tugtig. Hebreërs hoofstuk 12 en vers 6 sê iets baie soortgelyk, sê die Here tugtig hom wat hy lief het en hy kastei elke seun wat hy aanneem. En so as ons God as Vader aanroep, sê ons vers, dan moet hy as ons Vader, omdat hy ons lief het, moet hy ons tugtig, moet hy ons kastei. En wat sê die teks? Hy gaan ons kastei, hy gaan ons tugtig sonder aanneming volgens ons werke. In 1 Petrus hoofstuk 4, net die drie hoofstukke aan, praat Petrus van vervolging en verdrukking van Christene. Wat sê hy? 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God. Waarvan praat hy? Van vervolging wat hulle gaan beleef daar in hulle eie dorp, in hulle eie tyd. En so wat Petrus vir ons sê is dat daar is 'n groot mate waarin vervolging van Christene die dissipline van die Here is. Waarin dit tugtiging is. Dis nie altyd die geval nie. Maar baie keer kom vervolging, kom beproewing as gevolg van die feit dat mense afsydig raak van die Here. En kyk na ons eie land en wees versigtig. Wees versigtig dat die Here nie vervolging sal bring in ons land oor die goddeloosheid waarin sogenaamde Christene voortleef. Wat ons wel kan sê van alle vervolging, of dit nou is as gevolg van tugtiging of dit is vir enige ander rede, wat ons wel kan sê dat vervolging van Christene lei tot een ding. Dit lei daartoe dat Christene meer heilig word. Dit lei daartoe dat Christene meer heilig word, want hulle verhard
volhard en hulle verdiep in hulle geloof, juis omdat hulle vervolging beleef. Kan julle sien dat tugtiging lei tot heiligmaking. En so daarom, sê Hebreërs hoofstuk 12 vers 5 tot 11, moet ons nie enige tugtiging van die Here gering ag of daardeur bewyk nie, sê dit, want hierdie dinge moet ons lei, sê die skrywer van Hebreërs daar, om 'n groter ontzag vir God te hê en om meer te leef vir sy eer. Want as ons in sonde val, dan sal die Here kastyding gebruik om ons terug te roep. En ja, daardie kastyding, sê die Hebreërskrywer, sal vir 'n kort tydjie wees, en hier is die belangrike, dit sal vir 'n kort tydjie wees en tot julle beswil. Hoe is dit tot ons beswil? Hier is die antwoord, sodat ons sy heiligheid deelagtig word. Daar's die manier hoe dit ons help. Dit help ons om meer heilig te word. Streef heiligheid na, broer en suster. Want anders sal die Here jou dissiplineer om heiligheid in jou te werk. Hy sal nie aan enige wat hom Vader doen, hy sal nie dat een van hulle voortleef in sonde en die naam van die Here so beswadder nie. Hy sal ons dissiplineer, hoekom? Hy sal ons dissiplineer want hy is lief vir ons. Hy is lief vir ons. Maar tweedens dan, ons tweede hoofpunt, gelowiges moet die Here vrees. Gelowiges moet die Here vrees. As God ons Vader is, dan sê ons teks, moet ons hom vrees. Nou, ek weet, dis 'n gedagte wat baie mense ongemaklik maak. Mense soveel ongemaklik maak, dat baie keer hoor ons, ek het dit al baie gehoor, ek is seker julle het ook, dat mense sê, nee, terwyl die mense van die Ou Testament God moes gevrees het, is dit nie nodig vir ons om in die Nuwe Testament om God te vrees nie. Julle dit al gehoor? En ander mense, as hulle nie dit sê nie, dan sê hulle, dan maak hulle vrees af, asof dit nie so erg is nie. Hulle sê, die vrees van God is net om te sê, ek moet 'n heilige respek hê vir God. Nou, ek sê dit in aanhalingstekens. Want daar is 'n groot mate waarin dit presies is wat van ons verwag het, om 'n heilige respek vir God te hê. En dis nie verkeerd om dit te sien as 'n heilige respek in sekere gevalle nie, maar dit is nie al wat dit is nie. Daar's meer agter dit as om 'n heilige respek vir God te hê. Nou, ons het reeds gesien, gelowiges hoef nie die dag van oordeel te vrees nie. Want hoewel almal van ons se werke geopenbaar sal word, is ons veilig in Jesus Christus. Maar wat ons wel moet vrees, is die tydelike oordeel, die dissiplinering en die tugtiging van die Here. Ons moet sy tug vrees, ons moet sy dissipline vrees, want dit is wat ons dryf tot heiligheid. Nou, daar's heelwat verwysings in die Nuwe Testament en ook vermaanings dat ons God moet vrees. So, ons kan nie sê, soos baie sê, die Ou Testamentiese mense moes God gevrees het, maar Nuwe Testamentiese mense moet nie, want die Nuwe Testament is vol teksverwysings wat duidelik sê, vrees God. Maar hier is een wat hulle altyd aanhaal. Romeine 8 vers 15, wat sê, dat as ons God se kinders is, dan noem ons hom Abba Vader, en het ons nie die gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie. Dis waar,
Maar waaroor gaan Romeine 6, 7 en 8? Waaroor gaan dit? Dit gaan uiteindelik oor die oordeelsdag, is dit nie? Paulus wat sê, elendige mens wat ek is, dis Romeine 7. En dan daar die heerlike hoofstuk wat alles gaan oor die sekerheid wat ons in Christus het. En so ja, dis waar, ons het nie 'n gees van slawerny om weer te vrees. Op daardie dag het ons nie nodig om te vrees wat God aan ons gaan doen nie. Maar daar's baie tekste in die Nuwe Testament wat jy sê ons moet die Here vrees. Kom ek vat vir julle vinnig net 'n paadjie om vir julle te wys. Handeling hoofstuk 9 vers 31. Waar dit vir ons duidelik uitgespel word dat die gemeentes in die hele Judea, Galilea en Samaria het gewandel in die vrees van die Here. Kolossense hoofstuk 3 vers 22 sê vir ons dat ons moet ons Here na die vlees, ons baas by die werk, ons moet ons Here na die vlees gehoorsaam. Hoekom? Hoekom moet ons aan hulle gehoorsaam wees? Omdat ons God vrees. 'n hoofstuk verder as waar ons nou is, 1 Petrus 2 vers 17, wat sê Petrus, hy sê, julle moet almal eer, julle moet die broederskap lief hê, julle moet God vrees en die koning eer. En so wat ek wil hê ons moet sien is dat die gedagte dat om God te vrees, dat dit glad nie in die Nuwe Testament voorkom nie, is 'n totaal en al blaatante leuen. Dis nie so vreemd aan die Nuwe Testamentiese konteks dat ons God moet vrees nie. En dan wil ek ook vir julle wys dat daar is 'n baie duidelike koneksie, in die Nuwe Testament tussen om God te vrees en om heilig te leef. 'n baie sterk koneksie is sigbaar in die Nuwe Testament dat die twee dinge aan mekaar verband is. Met ander woorde, dit is die wat God vrees, wat heiligheid najag. Luister wat sê Filippense 2 vers 12. Nee, ons ken daai vers baie goed. Werk jou heil uit. Hoe moet jy jou heil uitwerk? Met vrees en bewering. Tweede Korintiërs 7 vers 1 sê dat ons moet die heiligmaking in die vrees van God volbring. En wat gebeur as ons God nie vrees nie? Luister wat sê Romeine 3 vers 18. Die goddelose soek nie geregtigheid nie. Hoekom soek hy nie geregtigheid nie? Want daar is geen vrees vir God in hulle oë. Hulle wat God nie vrees nie, is die goddeloses. Dis hulle wat nie heiligheid najag nie. So vrees van God spoor 'n heilige lewenswandel aan. Ek wil eintlik verder gaan as dit en ek wil sê dat 'n heilige vrees vir God is noodsaaklik sodat ons 'n heilige lewenswandel sal hê. Ons praktiese voorbeelde wat ons oral om ons ook sien. Kyk bietjie vir kerke. Kyk na kerke wat nie die vrees van God verkondig nie. En daar's baie wat sê ons hoef nie God te vrees nie. Baie kerke wat dit sê. Kyk bietjie na hulle. Kyk na die lewenswandel van die mense wat soontoe kerk toe gaan. Kyk na wat is dit wat hulle najag. Kyk wat is die dinge wat hulle begeer. En dan wil ek sê, kyk selfs daarna dat sonde soms in daardie plekke nie net aanvaar word of oorgesien word nie. Maar in baie gevalle tragies dat sonde selfs aangemoedig word in daai kerke. Wat sê die woord van die Here? Die Here sê nee.
Openbaring 12 vers 18, die heiliges, die wat heilig is hulle wat die naam van God vrees, wat u naam vrees. Maar ek het gesê dat om die Here te vrees, beteken meer as bloot net om 'n heilige respek vir God te hê. So die vraag is, wat beteken dit om God te vrees? En ek hou van die manier hoe Robert Leighton dit stel. Hy was 'n teoloog in die dae van die reformatie. En dis hoe hy dit stel. Hy sê die vrees van die Here is 'n heilige agterdog en 'n heilige angs om teen God te sondig. Met ander woorde, jy as 'n gelowige moet alles wat jy dink en alles wat jy doen onder 'n groot vergrootglas sit en vra vir jouself, eer dit God of nie? Eer dit God of nie? Broer en suster, die vraag is nie, hoeveel kan ek mee wegkom nie? Die vraag is nie, hoeveel kan ek meer wegkom nie? Die vraag is dit waarmee ek besig is, die beste gebruik van my tyd om God te eer? Dis die vraag. Dis wat dit is om te leef in vrees vir God. Om 'n heilige agterdog te hê oor alles waarmee ek besig is. En 'n heilige angs te hê in my om niks anders te wil doen as om God te eer. En so die vrees vir God is 'n diep, ernstige begeerte om God te eer in alles wat ek doen en terselfdertyd om alles te weerstaan wat selfs in die kleinste moontlike manier God kan oneer aan. Broer en suster, vrees jy die tugtiging van die Here? Het jy 'n heilige vrees dat dit waarmee jy besig is, hom nie eer nie? En het jy 'n ywerige en 'n ernstige begeerte om sonde af te sterf en heiligheid aan te gryp? My gebed is dat die vrees vir die Here jou sal dryf. Dat jy sal klaarmaak met die dinge van hierdie lewe. En dat jy jou oë sal vestig op hom. Die begin en volleinder van jou geloof. Om hom te eer is ons enigste taak op aarde. Laastens dan. Gelowiges is vreemdelinge op aarde. Gelowiges is vreemdelinge op aarde. Nou, ons leef in die tyd van ons vreemdelingskap, is wat Petrus die vers mee eindig. En so ja, dis waar dat die Here tugtig ons, want hy is lief vir ons. En dis waar dat ons die Here moet vrees, want dis wat ons gaan aanmoedig om 'n heilige leefstyl na te jaag. Maar dit alles moet gebeur, hierdie tugtiging gebeur, en hierdie heilige vrees wat ons het om heiligheid na te streef, dit gebeur alles in hierdie lewe waar ons nou is, waar ons vreemdelinge is in hierdie wêreld. Vreemdelinge in hierdie wêreld. Onthou hoe Petrus hierdie hoofstuk begin het, hierdie brief begin het. Hy begin deur om te sê, hy skryf aan die vreemdelinge in die verstrooiing, 1 Petrus 1 vers 1. En waar was hulle in die verstrooiing? Hulle was in die verstrooiing in Pontius, in Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Dis nie waar ons bly nie. So, okay, Petrus, hierdie brief is vir ander ouens, dis nie vir ons nie. Waar bly ons? Ons bly in Boksburg, in Benoni, in Brakpan en Kempton Park. Dis pretty much waar julle almal bly. As iemand op 'n ander plek bly, sê my, want ek weet net van dit. Maar daar's iets wat ons in gemeen het met dit wat Petrus se skrywers of sy lesers in gemeen gehad het, sy eerste lesers.
Dis een ding wat ons almal in gemeen het met ons en hulle in gemeen het, en dit is dat ons leef tussen 'n spul heidene. Ons leef tussen 'n spul heidene. Die feit is, toe jy vanoggend daar by jou huis weggery het, die mense wat om jou bly, hulle is nie vanoggend kerk toe nie, is hulle. Die meeste mense wat om ons bly, gaan nie kerk toe nie. En vir meeste van hulle is die rede hoekom hulle nie kerk toe gaan nie, is nie omdat hulle siek is nie. Is ook nie omdat iets voorgeval het nie. Die rede hoekom meeste mense nie kerk toe is vanoggend is nie, want hulle wil nie gaan nie. Hulle wil nie gaan nie. Hulle stel nie belang nie. En wil ek sê, in hulle diepste wese haat hulle God, en in hulle diepste wese verag hulle 'n heilige lewenswandel. Hulle wil voortleef in hulle sonde sonder enige verantwoording. Broer en suster, ons is vreemdelinge hier. Ons kan nie tuis wees in hierdie wêreld nie. Ons kan. Ons kan nie najaag wat die mense in die wêreld najaag nie. En 1 Petrus 4 vers 3 beskryf ons wat die dinge is wat hulle najaag en die dinge wat ons self tevore nagejaag het. Sommige van ons ten minste. Ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye, ongeoorloofde afgoderry. Dis die dinge wat die mense om ons najaag. En dis hoekom ons nie kan tuis wees in hierdie gemeente, in hierdie wêreld. Onthou vir Israel, die Here het vir hulle gesê, hou julle self rein, sonder julle self af. Hoekom? Want julle is my volk. Levitikus 20 vers 26. Israel, julle kan nie doen volgens die werke van die land Kanaan waartoe ek julle stuur nie, sê die Here vir hulle. Levitikus 18 vers 1 tot 3. En wat sê die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament sê presies dieselfde ding vir ons, want ons is kinders van God, en daarom moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, Romeine 12 vers 2. Daarom moenie die begeerlikhede van die vlees volbring nie, Galasiërs 5 vers 16 tot 17. Daarom ons kan nie meer wandel in die duisternis nie. Hoekom nie? Want ons is nou kinders van die lig, Efesiërs 5 vers 8. En daarom, ons was voorheen kinders van die toren, ja, maar ons is dit nie meer nie, sê Efesiërs 5 vers 3. Laat staan hierdie ding. Staan uit in hierdie wêreld. Word self verag deur die mense van hierdie wêreld. Want hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. En ons begeertes is anders as wat hierdie wêreld se begeertes is. As jy waarlik 'n kind van God is. Ons behoort aan 'n ander wêreld. As kinders van God behoort ons aan die hemelse koninkryk. En daarom kan ons onsself nie tot die beskikking van die sonde stel nie, sê Romeine 6 vers 18, maar ons moet onsself tot die beskikking van God stel as werkers van geregtigheid, as werktuie van geregtigheid vir sy diens. Ons moet uitstaan vir een ding as gelowiges. Ons moet uitstaan vir ons Godvreesende lewe. Sodat ander mense dit sal raak sien en sal begeer om te hê wat ons sê. Dis wat 1 Petrus 3 vers 1 tot 2 sê. En so die vraag hier, broer en suster, is niks minder as dat ons moet anders lyk as hierdie wêreld. Die vraag is dat ons moet in hierdie wêreld rondgaan soos mense wat nie hier hoort nie. Die vraag is dat ons sal heen gaan
in hierdie wêreld en dat ons grootste en diepste begeerte is om heen te gaan na daar waar Christus is. Dis wat Filippense 3 vers 23, 1 vers 23 vir ons sê. Ons begeerte is om te wees waar Christus is. Dis waarna ons uitsien. Dis wat ons verlang. Broer en suster, die wêreld om ons begeer ander dinge as wat ons begeer. Die wêreld om ons jaag ander dinge na wat ons najaag. En jy hoef nie ver te kyk om te sien wat is dit wat hulle najaag nie. Die advertentieborde is oral. Gaan in enige winkelsentrum en jy sal sien wat is dit wat hulle najaag. Kyk op die televisie. Kyk op die internet, kyk op jou selfoon. Oral waar jy kyk, word dit prontuit geadverteer wat die dinge is wat hulle najaag. En die vraag wat ek by jou het vanoggend, broer en suster, is jy dalk ingesluk deur hierdie begeerlikhede van die wêreld? Jaag jy ook alles na wat blink is en mooi is en vinnig is en alles wat vinnige plesier gee? Is dit ook die dinge wat jy najaag? Jaag jy ook alles na wat die mense van hierdie wêreld najaag? Wel broer en suster, dit hoort nie. Want jy hoort nie hier nie. En daarom kan jy nie najaag wat hulle najaag nie. Waarop moet jy jou oog hou? Hou jou oog op dit wat ewig is. Hou jou oog op dit wat joune is in Christus Jesus. Wat joune is omdat God jou Vader is. En terwyl jy dit in die oog hou, dit wat op jou wag. Terwyl jy hier op hierdie aarde is, herinner jouself elke dag dat God tugtig die wat hy lief het. Hy tugtig nie die wat hy haat nie. Nee. Dis baie keer hoe ons dit beleef as die Here dinge van ons wegneem. Dan vra ons, Here, hoekom haat U my? Here, hoekom hanteer U my op hierdie manier? Maar dis juis die wat hy lief het wat hy tug. En wat's die doel? Is die doel om ons skade aan te rig? Hoekom neem die Here van ons weg? Hoekom slaan die Here ons soos Jakob op die heup? Hoekom? Sodat ons oë sal fokus op dit wat ons hoop is. Dat ons heiligheid sal nastreef. Hy tugtig die wat hy lief het. Hy kastei hulle wat hy voor omgee. En hoekom? Want goddelike dissipline, goddelike kastyding, goddelike tugtiging lei net na een ding. En die ware kind van die Here, waartoe lei dit? Dit lei na heiligheid. Dit lei daartoe dat ons die wêreld meer sal afsterf en meer sal leef vir sy eer. Broer en suster, ons vrees die Here. En ons vrees die Here nie omdat ons die eindoordeel vrees nie. Ons vrees die Here want ons wil hom eer. Ons wil hom eer want ons is sy kinders. Ons vrees die Here want ons begeer om meer heilig te wees. Heilig te wees soos hy heilig is. Mag die Here ons help dat ons sy eer sal soek in alles. Mag die Here ons help dat ons die begeerlikhede van hierdie wêreld meer sal haat
Mag die Here ons help om sonde af te sterf. Mag die Here ons help om heiligheid lief te hê, sodat ons liefdevolle Vader nie sal nodig hê om sy hand van tugtiging nog langer op ons te hou. Amen. Kom ons bid. Here, ons het U hulp nodig. Ons is dankbaar vir U Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Wat hier in elke gelowige hier onder ons, U werk hier onder ons om ons meer heilig te maak. En ek hoop, Here, verander is dit soos wat dit met my is, hoe nader ons aan die lig van heiligheid kom, hoe meer word ek gewalg, en hoe meer word ons gewalg deur die sonde wat nog in ons bly. Ek Here, dat U ons sal help om die sonde af te sterf. Help ons om heiligheid lief te hê. Help ons om te leef in die vrees van die Here, sodat heiligmaking ons hoogste prioriteit in hierdie lewe sal wees. Want ons, Here, is nie op hierdie aarde om die dinge na te jaag wat die mense op hierdie aarde najaag nie. Ons het een doel voor oë op hierdie aarde. En dis om heilig te word soos ons Vader heilig is. Sodat U verheerlik sal word deur ons lewe. En hoe kan ons anders, Here? Hoe kan ons anders as om dit te doen, want U het vir ons gegee die heiligste van heiligstes, Jesus Christus, ons geregtigheid. En uit dankbaarheid bid ek, Here, dat U ons sal aanmoedig om juist daarom U te eer. In Jesus naam bid ek, Here, help ons. Amen.